Ons almal sit hier met verwyte, waar jy iemand iets aangedoen het en die persoon is dood, of iets het gebeur. Die persoon is miskien nie dood nie, is uit mekaar, en jy is die oorsaak. En ek wil vanoggend vir jou sê, die maklikste om oor dit te kom, hardloop na Jesus toe. Nie na sigaret toe nie, nie na dwelms toe nie, nie na drank toe nie, hardloop na Jesus toe, en lees Bybel, en vra hom om jou skoon te was. Want wie van ons sit hier wat nog iemand anders seer gemaak het? Wie sit hier wat nog iemand seer gemaak het? Ons het mense seer gemaak. Ek het nou vir jou gesê, Nelmarie, wil graag jou getuienis hoor. Jy wil net gedoop word, sê jy. Ek dink jy het hordes mense seer gemaak. En baie het jou seer gemaak. Maar jy gaan nou baie gelukkig maak deur jou getuienis. Terwyl jy in die voorste gestoelte sit. Jou man kom, Desember van Amerika af. Nie? Ek dink jy het baie seer gemaak. Voel jy sleg daaroor? Ja, maar nou, kom ons gaan kyk 'n bietjie of Roy is wat nou so preek al iemand seer gemaak. Luister hier, daar's 'n 5-jarige dogtertjie in Appington oorlede. Waar ek 'n granaat in huis ingooi het. Dink jy nie, dit is seer nie? Daai pa het so voor my kom staan. Eers, terwyl ek preek. En hy hou onder sy hand so, terwyl ek preek. En hy sê, ek wag. Toe sit 3000 mense om my. Ek wag al 16 jaar om jou dood te maak. Nou toe weet ek, is my laaste preek. Toe preek ek maar nog. Sluit ek jou af. En ek preek. En die volgende oomblik val hy neer. Hy voor my op sy knie en hy begin huil. Dus ek gaan bly. En hy gee sy hart vir Jesus. En ek hy raak vriende. Uit moedeloosheid en wanhoop haal ek my das af en gee vir hom. In ruil van sy dogter. Ek weet nie wat om te doen nie. Ons almal het mense seer gemaak. Stella Strauss het vir my seer gemaak. Verstaan julle? En so het ons, en ek wil vanoggend hê, jy moet oor dit kom. Henry, het jy al iemand seer gemaak? Dit lyk so. En jy maak vir ons Saar seer, om so te raas daar buite, met julle braaivleise. Maar sy het nou toestemming om julle te gaan sort. Dis net 'n grapie. Ok. Jy Laries, het jy al iemand seer gemaak? Jy het al, nee. Met 'n okapiemes? Of met die woorde? Met die woorde. Dink 'n bietjie aan haar, ek wil net so 'n bietjie losbreek. 'n Ma sit 'n baba onder 'n bos neer. Sy is 'n dag oud. Jy het nie eers geweet daarvan nie. Maar toe die mense jou vertel, jy het seer gekry. Hoekom sal my ma my los daar onder die bos? Maar ons moet baie mooi dink, miskien het daai ma uit wanhoop geweet, iemand anders sal vir my kind sorg, ek kan nie. Miskien is dit so. Verstaan? Prys die Here. Wimpie. Yes, dankie tog. Ek het nog nie geweet nie. Kom hier, laat ek dit uitsort. Nee, bly sit net daar. Sit net daar. Luister hier, Wimpie. Hou op ander seer maak. Maar dink aan jou. Nie die kerk het jou seer gemaak nie. 'n sogenaamde krimineel wat homself 'n profeet noem, het jou seer gemaak. Om gemolesteer te word deur die prediker wat hier voor staan. En hy groom jou en molesteer jou en verkrag jou. Dis seer. Dat hy in die kerk vanoggend sit is 'n wonderwerk, want Jesus se kerk sal jou nooit seer maak nie. En dis hoekom Toko Makwanasi sê, maak toe die deure van die CRL. En sy Dinsdag het hulle weer meeting gehad, maak toe. Geen Christen mag meer buite sê, neem Jesus aan nie. Maak toe. Oor sulke mense. Hulle moet die krimineel aankla, nie die kerk toesluit nie. Ok, van dit gepraat, wys net so met julle hand, wie was almal saam met my in Polokwane? Ja, sy daar agter almal. Was dit lekker? Ja. Hoeveel was julle wat saam met my gery het? 12. Dit laat dink my aan die 12 disippels. Hoeveel het teruggekom?
Is dit dan nie toe Jesus opvaar hemel toe nie, van sy 12 het hy hoeveel oor? Hy is die seun van God en hy verloor een. Ek is maar 'n nietige mens en ek verloor een in deboneers. Maar oké, ek sê maar net van interessantheid. So dit begin raak gevaarlik om op uitreiking te gaan. Die vorige een het iemand op Griekwas stad weggeraak. Die vorige het 3 op Potchefstroom weggeraak. 'n Mens moet begin hou maar gedra sou saamry, nee. Amen. Nou wil ek net gou afkondig. Ons is nou eers oor die seer, julle wat ook seer gekry het, moet dit nou eers vir julle self hou. OK. Nou, ons gaan die 25ste. Lime Acres ek het nog nie al die inligting nie. Amper gister verkeerd gesê, daar's 2 myne, maar net een is toe. Al 2 is nie toe nie. Die een myn is toe, Finchmyn, wat toe Petra myn geword het. Mense het niks by gekry nie. Ek dink die laaste 2 maande. Niks. Het net, jy skoebaai. Het ook die uitbetalings gekry so ver nog op pensioen nie. Weet jy hoe erg moet dit wees as jy 40 jaar, 42 jaar vir die myn werk en jy kry nie pyn nie en jy kry ook nie jou pensioen nie en jy weet nie wat gaan gebeur nie. Nou ons gaan nou 11 varke slag volgende week. Of ons lekker kuiings uitbraai en hulle mooi verpak en dan gaan ons die choppies mooi maak en dan gaan ons klomp meel vat en ons gaan sorg dat die wat nou tans eet, is 400 wat daagliks daar eet. Hulle eet nie Vrydag, Saterdag en Sondag nie. Dit pla my nogal. Daai 3 dae nie. Maar OK, ten minste eet hulle van Maandag tot Donderdag. Dan gaan ons 'n maand se vleisvoorraad aan pap deurvat. OK. So wie sal graag wil saamry? Steek hand op. OK. Wie sal agterbly? Of teen die pad weggeraak? Jy. OK. Daar's hy, daar het ons dit. Kom ons bid saam. Rupert kom bid vir ons. So die 25ste en dan het ons die 4de tot die 6de hier en die plaaslike pastore het kwaai gereageer. Ons dank die Here. Ek dink, as ek reg is, ek sê 36 al van hulle. Van Boegoberg tot Ograbies, pastore, wat gesê het hulle kom en ons gaan oor take over. Hoe maak jy, kry jy die tik verkoper uit jou dorp uit? Hoe vat jy jou dorp oor vir Jesus en so die 4de tot die 6de. OK. Vader, baie dankie vir hierdie groot voorreg hierdie Sondagoggend om as geliefdes saam by mekaar te kom, soos wat U vir ons leer in Hebreërs 10 vers 25. Julle moenie nalat om die byeenkomste by te woon nie. Here, dankie dat ons die voorreg het om U aangesig te kan kom soek hierdie oggend. En dankie dat U altyd getrou is, Vader. Dankie dat U ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Dankie dat ons elke diens wat vandag wêreldwyd gaan plaasvind kan opdra in die naam van Jesus. Ons bid, o Heilige Gees, kom en verheerlik Uself, help ons, lei ons, rig ons, maak dat ons ore sal oop wees vir wat U wil sê en die instrumente wat U gaan gebruik wêreldwyd, dat ons sal insien, dis die Heilige Gees wat hier sal praat, salf hulle lippe, soos wat Jesaja sy lippe gesalf het, of Jeremia met die kole van die vuur. Dankie, o Here God, dat ons U krag kan afbid oor elkeen wat U gaan gebruik hierdie dag, en almal wat gaan luister, dat ons almal sal inneem en sal oop wees om te verander tot God se eer in die naam van Jesus. Eer ons U. Amen. Amen.
It's breaking the darkness, it's winning the fight, bringing the orphan home. Tango, wako, huya pila, buso, wako, huya pila, Amen. Kom mense, stop. Almal, sit almal. Ek is bekommerd. Ek was nou lank weg by Sof. Ek moet eerlik sê, op hier tussendeur, dis dood. Dis dood. Dis regtig dood. Ons sing vir die Here, mense. Ons doen dit vir Jesus. Ek moet julle aanspreek en sê, dit is ja. Dit is regtig. Hom hoor ek glad nie. OK. Dit is dood. Ek wil julle nie hoor gou mooi, daar stem almal met my saam. Dis nie hoe ek School of Fire ken nie. So dis of ons is nie ingebid nie. Is iets fout. Hierdie week, elke aand 7 uur worship. Dis nie 'n straf nie. Dis iets om God te verheerlik. Die Here het met my laasweek gedeel. Ons gaan, ek het nie eintlik gestop nie, maar toe maar, laat maar. Ons moet 21 dae vas uitroep. Dat die revival kom. Maar ek moet eers vanoggend uitroep dat die dooie bene opstaan. Ek probeer die snaaks vir die mense, maar ons kan dit mos nie vir die Here gee nie. As ons by die rookboom staan, dan staan ons eintlik so, in raas kliphard. As ons in die bar staan, dan raas ons dan kliphard, met ons bier in die hand. Kan ons dan nie, ek wil net die woorde uitsny ons, want ek doen dit nie, en hier is baie wat dit nie doen nie, maar, kan ons dan nie vir Jesus dit gee nie? Maar kom ons los dit maar. Kom ek gaan aan met die woord. Amen. Sorry, ek gee niemand skuld nie. Hoor my mooi, maar hier's groot fout. Niemand gaan vrykom met dit nie. Ek loop hier tussen die mense deur, en mense wat ek ken wat worship nie. So ek sal môre uitvind wat gaan aan. Want iets by die leierskap gaan aan. Iets gaan aan. Dit kan mos nie so gaan nie.
Besoekers verskoon dat ek dit, maar ons is 'n opleidingsplek. Ek moet baie ernstig na so iets kyk. Ek is eintlik geskok. Ek bedoel, ons kan nie roem die week, ons het met duisende mense geloop en geworship. Dieselfdes wat saam met my gery het, kom hier en hulle staan dood. So wat het jy ontvang daar aan die kant? So jy het net daar aan die kant, omdat daar televisiekameras was, te kere gegaan. En die aandag op jou was, toe jy hier terugkom, nou is jy dood. Dan is daar fout in ons harte. Oké, ons los dit, ek wil iets anders spreek, maar ek kan nie so iets stil los nie, want dit bekommer my geweldig. Oké, hoeveel kanse nog? Hoeveel kanse nog? Toe eers sê, hoor hierdie tema, toe sê, yes, dis op my gemaak. Het jy so gesê? Ek is verrag, jy's reg. Hoef jy eers 'n profeet te wees. Ek dankie dat jy herken. En dat jy eerlik is. Wie het nog gedink toe Royes die ding sê, hoeveel kanse nog, dis op my gemaak? Das sy. O, Madeleine sê ook so. Wimpie sê so. Hoeveel kanse nog? Sal jy nie ook dit gedink hê? Het jy dit ook gedink? Dewald, het jy wragtig, ek ken jou skaars nog kort, net daar in Kimberley Tabernakel, en jy dink ek skimp op jou. So, kan ek nou vir julle sê, ek praat met my ook vanoggend. Wally vra vir my, wat is die tema in die busie terwyl ons ry? En ek bid in my hart en dit kom op, hoeveel kanse nog? En ek scan so in my kop, hoeveel mense by SOF vat net die hele kans en is oor en oor en oor en oor. En terwyl ek dit so scan, sê die Heilige Gees, Roy Strauss, jy sê ook vir my elke maand, jy wil nou nie weer so kwaad raak en iemand klap nie. Hoeveel kanse vir jou ook nog? Julle moet nie gerus raak nie, hierdie week kan ek onthou nou net een ding, jy moet onderskei tussen 'n klap en 'n klap. As iemand 'n meisie wil oneer aanding, soos nou die dag, wat 'n ou, nou die dag, 'n skokbreker optel en 'n vrou wil slaan, dan kan ek nie dink hoeveel kanse nog aan een kan staan en kyk hoe slat die vrou mensie. Julle verstaan? As iemand tik insmokkel en hy ruk sy baadjie vir my uit en ek sien hier kan ek pak kry, dan moet ek eers slaan. So, ek sê maar net, dit is nogal 'n ander bediening. As Ronel is 'n rawe bediening. Maar weet jy wat, as ou gaan stil sit en jy kyk nie teen die berg vas nie. Hierdie berg. Die Here sê vir Moses, trek 'n bietjie weg by hierdie berg man. Jy kyk heeldag teen die berg vas en jy klim in 'n helikopter en jy styg so uit. En die berg raak al kleiner. Kilimanjaro wat Maritza gister die top bereik het. Prys die Here, sy in Elsabie. Geef hulle 'n hande klap sommer. Wat die top bereik het. En hulle is al wat teruggestap het. Die ander is met helikopters weggevat, oor die suurstof het te min geraak. So ons gee die Here eer dat hulle twee, hulle stap vandag die laaste 4 of 5 ure terug. Hoor baie mooi. As sy in die helikopter klim, ek het al Mount Everest uit die vliegtuig het gesien. Sla oor as hulle is Mount Everest. Nie Mount Everest, nie Kilimanjaro. En kom ek sê, dit lyk hy so. Oegrabies sy renosterkop lyk groter, wat ek al 10 keer geklim het, maar dit sê het hom nog eers 1 keer geklim. Maar hoor gou mooi, dan lyk hy so. Wanneer jy opstyg na God toe, raak die probleempie so. Wanneer jy hier voor hom staan, dis dit ewig. Party dae sit ek stil en dan dink ek, joh, dit gaan rof hier. Moet ons nie maar toemaak nie. Dan kyk ek en dan sien ek wat Dinsdag aand julle gesien het, wie was saam met my? Toe die pastoor sê, steek almal in hierdie kerk hande op. Wie deur School of Fire geswat het of nog swat? En meer 90% steek hulle hande op. Sit ek so en ek sê, vragtig Here, U doen 'n ding sonder dat ek dit agterkom. Dit was 3 maande terug ook.
Stampvol kerke, sê hulle steek aan op, oor die helfte, wat sê hulle swat by School of Fire of hulle met ons te doen, om hulle te bekwam om predikers te raak. Toe sê ek, Here, U doen 'n ding. Maar ons kan nie hier kom waar die fondasie is van School of Fire en dan is ons droë bene nie. Dan gaan dit nie toelaat nie. Natuurlik kan ek jou nie in die gang kry as jy God nie wil dien nie. Maar ek kan die omstandigheid skep. Nou, hoeveel kanse nog? Hoeveel kanse gee julle mekaar? Nou wil ek wil eintlik vanoggend julle geroep het, maar dit gaan te lank tyd vat. Samuel, as 'n ou jou 3 keer spot 'n dag, dan raak jy vies. En as dit hier by 10 keer kom, dan gaan jy iets doen. Hoeveel kanse wil jy nog gee vir daai ou? Verstaan? Of daai ou hê. As iemand se voete stink in die kamer, en julle het nou al gesê, sit uit jou skoene buite, en hy doen dit nie, hoeveel kanse nog? Julle raak nogal gou kwaad hoor. Julle hou gou meetings. Oom, hierdie ou los winde in die kamer. Ja, sit een sommer met sy hoed nou vir sy kop. Wie is dit? Ek kan nie sien. Damon, is dit jy? Hoeveel kanse nog? Julle raak daagliks vir mekaar so kwaad, dat julle wil loop. Stem ek saam? Ek loop nou oom, want hierdie plek, ons wil nie vir ander kanse gee nie, maar ons wil so graag hê God moet kanse gee. Hoeveel kanse nog? Kom ons gaan kyk 'n bietjie. God gee kans op kans. Hoor in 2 Petrus 3 vers 9, en die studente moet neerskryf asseblief die skrifte. Ek gaan almal kyk, daar's 11. Die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie. Maar hy's lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering kom. Hoor 'n bietjie hoe baie kanse gee hy. Hoe lankmoedig is hy. Hy wil nie hê een moet verlore gaan nie, en hy hou aan, hy kom nie teruggee, en hy stel sy goed uit, sodat jy kan bekeer. En hier verslaan hy sommer in die vers, die mense wat sê, God kies net sekere mense. Hier was 'n ou by ons, hy wil Zambië toe gaan, hy's baie kwaad, ek sê hy moet gaan, huis toe gaan, sommer in Suid-Afrika. Hy wil Zambië toe gaan, maar hy glo dat God het klaar sy mense gekies, en klaar verby, daar gaan nie ekstra bykom nie. Ek sê toe, wat gaan soek jy in Zambië? As God klaar gekies het, moet jy nie gaan verlore en soek jy, hy het klaar gekies. Ek sê, wat wil jy gemaak? Nee, maar net die wat hy gekies het, wil ek gaan bemoedig. Ek sê, jy hoef nie, jy glo mos eenmal gered, altyd gered, los hulle. Luister hier, God het almal gekies, weens sy voorkennis, sê Petrus. God weet, wie gaan hom kies, en hulle name is op. Maar God het nie besluit, Ronel, vir jou wat ek Stella, vir jou wat ek jou, julle ander moet in die hel gaan brand nie. God is 'n liefdevolle God. Hy het nie 'n klomp mense gemaak, net om lekker in die hel te gaan brand nie. God is lankmoedig, sodat almal bekeer. So, dis hoekom hy kans op kans op kans gee. Hier was ouens, wat een keer wegloop, een ou het so voor my gesit, hy het nie weggeloop nie. Ek sê, moenie gaan nie, jy moenie gaan nie, baie nice ou, baie likeable ou, moenie gaan nie. Hy het gegaan en hulle sê, sy Bybel het onder hom gelê terwyl hy in die boom gehang het. God het daai ou kanse gegee. Dis nie God wat hom doodmaak nie. Dis hy, saam met die vennote, die demone. Dan is hier iemand, en sy naam noem ek sommer, Steven Chandler. Hy gee nie om nie, want hy het die week gebel en gesê, Stella moet vir hom, hy kon kuier nou soek hy kaasbroodjies, sê. Maar hoor gou mooi, hy sê, hy het 4 keer of 5 keer, hoe baie keer het hy weggeloop? En vandag is hy evangelis. Hoe God se kanse werk en hoe dit inskop, weet ek nie. Al wat ek weet, hierdie God gee kanse, maar jy moet nie 'n kans vat.
om sy kanse te misbruik nie. Hy sê, God se kanse lyk of dit nie opraak nie, so goed is hy. Want hy sê in Klaagliedere 3 vers 22, dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartigheid het net geen einde nie. God skep 'n miracle place daar. Tiaan, jy moet vroeër gaan slaap. God skep 'n miracle place daar. Hoekom is daar so 'n plek? Genade. Genade. As jy daar kom, dat jy 'n bietjie kan afkom van dwelms of issues of wat ook al. Dit is die goedertierenheid van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie. Sy barmhartigheid het geen einde nie. As jy net daai deel uit die Bybel uithaal, dan gaan jy weer tik gebruik. Want sy barmhartigheid het geen einde nie. Maar jy moet een ding onthou, die menslike liggaam het 'n einde. En dit het ek hier neergeskryf, is nou 'n openbaring. Sy goedertierenheid het geen einde nie, maar jou liggaam het 'n einde. Moenie die Here krap nie. Nommer 3. As God ons moet behandel, nou hoe ons sondig, dat is nogal groot moeilikheid. Stem julle saam? As God my moet behandel, soos ek sonde doen, het ek moeilikheid. Stem julle ook saam? Hoor wat sê hy? Psalm 103 vers 10. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtigheid nie. God behandel ons, ja, ons kry circumstances, oor, as jy mis nou rondslaap en jy kry HIV, het jy 'n probleem. As jy, praat nie van mense wat HIV het, wat dit op ander maniere gekry het nie. As jy drink en jou lewer pak op, is mos nou jou probleem wat jy aangejaag het. As jy rook en jy kry longkanker, sulke goed. Maar hoor wat sê God, hy handel nie met ons na ons sondes nie, want dan het ons gebars. Dan het ons gebars. En daar hy praat van hierdie aarde. Na die dood handel hy volgens ons sondes, as jy dit nooit bely het nie. Julle moet mooi dit hoor. En wanneer is jou afkapdatum? 4. Tog lyk dit dat die kanse kan opraak. Kom ons lees Matteus 25 vers 1 tot 13. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde. Wat is 'n maagd? Is 'n vrou wat nog nooit saamgeslaap het en seks gehad het nie. Hulle is almal rein. Dis nie 5 sondaars en 5 nie sondaars nie. Dis 10 maagde, 10 mense wat God dien. Wat hy hiervan praat. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. Almal was maagde, maar die een was so bietjie, ons mag nie die woord gebruik. Nee, ek gaan nie praat van blondines nie, my vrou en ander gaan op my kop wees as ek van blondines praat. So kom ons sê, al hierdie 10 maagde was swart koppe. Nou net as ek in die moeilikheid. O ja, as dit is nou ook nog. As ek nou van blondines praat, het ek moeilikheid so. En dan gooi hulle minder geld in vir die kollekte. OK, kom. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Ek wil nou sommer vandag vir jou sê, weet jy wat is daai olie? Hierdie stil raak alleen met God. Dis waar jy hierdie olie bymekaar maak. Jy maak hom bymekaar as jy met hom sit en kuier en Bybel lees in worship. Vanoggend het van ons amper niks olie ingetap nie. En toe hulle wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. Hoor gou mooi, as jy verstandig is, dan lees jy ekstra Bybel. Jy sit 'n kuier by sy voete. Jy lees nie net 'n dagboekie nie. Jy lees Bybel, jy worship, jy kuier met die Here. Dan vat jy ekstra kans aan. En terwyl die bruidegom tel om te kom, het hulle almal vaak geword en in die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom. Gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Hier kry ons 'n ander ding.
Hulle sê, gee my van jou geestelike olie. Jy kan nie geestelike olie aftap na 'n ander ou toe nie. Jy kan nie. Jy moet dit self gaan kry by Jesus se voete. Interessant dat daar nog demoniese aktiwiteite is. Party vra mekaar liewerster is gered. Nie eers geestelike goed nie. Jo, ons moet hier 'n bordjie opsit, stilte kerk. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. Daar kom 'n dag dat 'n verstandige Christen vir jou sê, luister, jy het jou tyd gehad, gaan lees jou Bybel. Moenie nou na my toe kom hardloop nie. Jy kom nie nou na my toe vir gebed nie. Gaan lees self jou Bybel. Daar kom so 'n dag. En hierdie 5 sê vir hulle, gaan verkoop julle liewerste self. Soos ek vir hierdie klomp gesê het wat saam met my hierdie week was. Kom, gaan aan Fruit en Wetsing, koop julle eie vrugte, want julle het nie die vrug van die Gees. Daarom hou nie almal nie. Dis maar net 'n stelling. OK. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self, en onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook, en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Hier lyk het vir my, het kanse opgeraak. Hy sê, sy goedertierenheid is tot alle ewigheid, maar hier word het deurgesluit. Jy weet nie wanneer is jou kans op nie. Hou op nog 'n dop koop. Hou op nog 'n pakkie tik gaan koop. Hou op nog vloek. Hou op skinder. Hou op rooie strauss met jou dinge ook. Hoe sal my like as ek so oor myself spreek? Eintlik so lekker. Hou op wegloop. En as jy hierdie keer wegloop, vra my waantoe, want daar's pakkies van Kimberley af wat moet kom. So as jy wegloop, dat jy gaan en die polisie dit sommer saambring. Verstaan jy? Dan doen ons dan iets tussen. Nee, hy sal nie weer nie, nee. En dit is wat ek hou van jou, jy het wysheid. Ek sê vir tannie Stella eergister. Ek sê, jy kom terug na jy die brief gelees het en jy sê, Omrooi is daai sin. Jy is 'n man met wysheid. Jy's bitterlik slim. Wend dit aan vir God. Wend dit aan vir God. Jy's slim. Vir Tiaan gaan ek nie sommer 'n kontrak skryf en hom uitvang nie. Ag vir Samuel, hy slim. OK. Lyk tog of God op 'n dag sê, jou kanse is op. Hoor gou hierso. Matteus 25 vers 31 tot 46. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei. Hoor gou? Lyk tog of God se tyd kanse partykeer oprig. En hoor wat sê hy daar aan die einde. Dan sal hy vir hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. Dit wat gedoen moet word vir die honger is kos gee, vir die wat naak is klee. Hoe kan jy dit doen terwyl jy nog by die Nigerians sit en kuier met tik? So jy klee nie die honger nie, terwyl God jou geroep het. So jy moet nou besluit, gaan jy met nuttelose wit poeier jou lewe in die hel ingaan, of gaan jy nou opstaan en sê, tot hier toe, ek gaan my kans by God vat, en ek gaan God dien, en ek gaan ander liewerster gaan help. Of gaan jy nou maar sit by die Naiji, en lekker praat, en groot droom, en nonsens praat, en sit en lieg, en so die doderyk aangaan. Weet julle hoe erg moet dit wees? Julle geweet in die hel vertel mense ook vir mekaar stories, liegstories. In die hel vertel hulle dit ook, terwyl hulle brand. Julle moet dit mis asseblief, ek pleit dit en ek moet dit ook mis. En hulle sal weggaan na die ewige straf, maar die regverdige in die ewige lewe. Hierdie woorde het iemand gesê en sy naam is Jesus. 'n liefdevolle God se seun wat gekom het, want so lief het hy die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gestuur het. Daardie liefdevolle mond sê, ewige verderf.
gaan jy as jy nie geluister het nie. Dit lyk of sy kanse opraak. Dit lyk of hy nie preek, het gaan nie oor die val nie, het gaan oor die opstaan. Ja, daar's iets in, maar pas op om mense so te please, laat hulle maar val. Ek gaan hulle nie please nie. Ek gaan liewerster sê, bly staande. Ek gaan liewerster sê, staan op. Daarom gee hy kanse op aarde, en ons moet die kanse aanneem. Niemand weet wanneer die kanse verstryk nie. 'n Matriekseun, 'n matriekdogter, wat dink die wêreld lê oop voor hulle, op Maagheid, lekker party, en sterf die aand. Hierdie is net fiktiewe voorbeelde wat ek gebruik. So pa, maar as daar so iets is, bel my, dan bid ek vir julle. So ek praat nie op mense nie, maar dit is goed wat al gebeur. Hoe sal 'n mens sê, die ander oom rook en drink tot hy 80 is en dan bekeer hy? Hoe werk daai kans? Maar die matriekseun het nie daai klomp kanse nie. Hoe werk dit? Een gebruik dwelms vir 30 jaar en spog. Die ander een gebruik 2 keer dwelms en hy gaan dood. Hoe werk daai kans? Die een ou vra asof se papiere. Dit was 14 jaar terug, het word oor die pos gestuur. Hy is daar by die Weskus. Hy vra papiere van School of Fire om hier na toe te kom. Die oggend wat hulle moet gehaal met die bus. En hulle klop aan sy deur en hulle maak oop. Toe lê hy overdose met die papiere van School of Fire in sy hande. Hy het gedink, daar's nog 'n kans. Daar's baie as hulle na toe kom. Nou kan ek gou gebruik, want volgende week moet ek ophou. As ek nou hierdie vraag vra, sal baie dit vir my sê. Wie wil vir my eerlik wees, wat op dwelms was of op drank was, en jy hoor jy kom hier na toe en gedink het, ek gaan nou lekker klomp gou gebruik, want volgende week, daar sy Peer, dankie vir die eerlikheid. Dankie. Baie dankie vir die eerlikheid. Ja, wat raak jy nou skam? Karina, het hy nie vir jou gesê, hy het getik daar by Kornsbaai nie. Ek vra hom, want ek het die huis al uitgekyk daar. Sê nie, by daai een het hy nie gekoop, hulle is te duur. Hy het by die ander een, soos jy stryd ry. Ek wil nie vir julle verduidelik, he, maar bid die plek toe daar in Jesus naam. Daar by Ooskus Snoek of Weskus Snoek, wat is sy naam? As jy so opry, daar bo regs, bid daai plek toe. Maar ons kom besoek hom. Binnekort, as jy kyk, ons kom besoek jou in Jesus naam. So ek verstaan nie God se kanse hoe hy gee nie. Ek weet net hierdie God is regverdig. En almal sal 'n kans kry. Een sterf op 12. Een sterf op 90. Maar kans het jy gekry. So ek wil vandag vir jou sê, hier sit niemand wat kan sê hy het nie genoeg kanse gehad nie. En gewoonlik na so preek, dan preek hy 'n ander preek daarna en sê, onthou julle toe ons gepraat het oor kanse, en hy of sy het daar gesit. Onthou julle? Daar's baie sulke stories hier. Dan, neem jou kanse, vat dit, moenie uitstel nie. Hebreërs 3 sê, vanaf vers 7, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking, in die woestyn, maar julle vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lang gesien het. Hoor gou mooi, julle het God se werke hier gesien. Julle het gesien wat doen God. Hy praat ook hier van in die verbittering. So daai ons het ook omstandighede gehad wat nie lekker is nie. Dat hulle ook in 'n hoek gaan sit, nou sal ek Sondag, want kyk wat kom my oor. Ek sê net vir jou, verhard julle harte nie, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, kan môre te laat wees. Die verlore seun, ons like om dit aan te haal, kyk God is goed, hy haal hierdie ou die varkhok uit, dis waar, het die verlore seun 10 keer terug varkhok toegestap. God praat nie daar by die verlore seun van die ou wat tik en môre weer wegloop en gaan tik en dan weer plakkerskamp toe gaan en dag gaan koop en dan weer gaan sigarette koop en dan weer dit doen nie.
God praat nie daarvan nie. Hou op, God se genade verdraai en onder die mat die sonde insteek. Julle lieg vir die mense. Die verlore seun het opgestaan, hy het 'n besluit geneem, hy het gesê, nou gaan ek na my vader se huis toe. Nou gaan ek. Daar's 'n oggend wat jy opstaan en sê, ek is klaar met tik, ek is klaar met drank, ek is klaar met skinder, ek is klaar met hoerery, nou gaan ek huis toe. Jy lees nie dat daai verlore seun na 3 dae weer gesê het, kom ek gaan maar weer Varkok toe nie. Kom ons spreek die evangelie soos hy is. En haal nie skrif uit en verdraai hulle sodat mense in die hel kan kom nie. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy nog 3 kansse gegee. Is dit wat daar staan? Ek hoor daar's wragtig 'n King James uit. Ek sien dit eergister. Iemand het dit met so ou MJ wat weg is, het dit by ons gepost. Maar MJ wou dit net eintlik wys. Ons het hom nou verkeerd 'n bietjie daar behandel. MJ moes net bysit, ek wil net vir julle wys. En toe tackle almal vir hom in plaas van help hom net reg. Toe gaan sit ek onder die witgatboom by hom. Onthou jy daai? En ek sê MJ, dis reg dat jy gewys het. Jy moet net daarby gesê het, jy wil net wys wat gaan eintlik in die wêreld aan. MJ het nie met dit saamgestem nie. Hy wil dit onder ons aandag gebring het. Ons moet ook baie keer besop dat ons nie so katterig sit en elke ding net wil invlie nie. Maar okay. So, toe gaan kyk ek, toe sien ek eergister dit ook. Dit skiet sommer op by my, by die YouTube. Die Queen version. Die Queen, ja nee, ek dink jy sê Jamesie. Ja, Queen James, maar hy's Queen. LGTB is alright, al die goed is reg. Julle weet nou, as die kerk se deure toe is daar niemand wat mense teach nie. Hierdie mense wat so sê, dit sal goed wees as die kerk se deure toe gaan, jy weet nie waarvan jy praat nie. Want dan sien hulle hierdie geskrifte en dan glo hulle hierdie valse geskrifte. Oor 30 jaar, dink jy dit is ook 'n Bybel. Mense, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gegooi. God het nie gesê nog 3 kansse nie. Pasop, kansse raak op. Hierdie liefdevolle God gooi jou, laat jou in die vuur gooi. Dis 'n baie liefdevolle God. Hy klop nou. Hoor wat sê in Openbaring 3. Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Hierdie liefdevolle God sê in die Nuwe Testament, hy sal jou uitspoeg. Die oorspronklike vertaling sê uitbraak. Hierdie liefdevolle God, ek wil hê julle moet oor luister, want ons like om te sê, God is soveel liefde, ek kan maar gaan tik. Ek het mense hier gekry wat al vir my gesê het, daai een het so gepreek, asof ek het maar kan gaan doen. Pasop om mense net botter om die mond te smeer, ek en jy is nie op 'n plesierboot nie. Ons is op 'n reddingsboot. Jy verdoem nie iemand as jy hom waarsku nie. Jy's dan lief vir hom. Jy gee om. Maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg, want jy sê ek is ryk en het verryk geword. Ek het aan niks gebrek nie en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig is. Baie ouens klim uit en daar's niks fout met 'n mooi voertuig of 'n mooi huis nie, maar baie loop uit hulle grand huis uit en hulle klim uit hulle mooi voertuig uit, maar in die gees lyk hulle swak. Maar dit is jy wat arm, blind en naak is. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, geestelik. En wit klere dat jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf aan jou oë te salf, ons oë moet oopgaan, sodat jy, en ek spreek dit vandag oor elkeen in Jesus naam, dat ons oë oopgaan. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Dis Jesus wat daar staan. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak,
sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou. Jy kan 'n moordenaar gewees het soos ek. Jy kan 'n verkragter gewees het. Jy kan sleg as slegter gewees het. Hy sê, ek klop by jou deur. Jy kan nog na tik ryk onder jou neus. Maar Tiaan, jy kan nie laat God inkom. Jy maak oop en maandag weer, ek het nog 5 sigarette en as dit nou klaar is, hou ek op. En woensdag, nee, ek het nou weer 7. Luister, jy mok God, jy spot met God, stop net daar. En besluit as jy wil hel toe gaan en dan maak jy jou besluit. Maar moenie hierdie God meer belieg nie. Hier's mense wat hier kom, die Here sê nou ek moet 3 maande bly, of ek moet 6 maande bly, of ek moet my bekwam, net die volgende dag. Nee, ek gaan nou eers huis toe. Hou op God se naam lieg. Kom ons raak ernstig met hierdie God. Daar's een ding, julle sal nie eendag voor die hemel en helpoorte staan en kan sê, Rooi Strauss was nie lief vir julle nie, of het nie omgegee nie. Ek kan maar my foutjie sê, maar dit sal julle nie kan sê nie. Want 90% op 'n dag is hier liefde en drukkies en gaan dit aan. En 10% is julle slawe wat werk met 'n graf. Okay. Daar is alweer vir iemand daar by die huis iets. Hoor gou. Ons is amper klaar. Hoor wat sê hy. Jy dink jy's ryk. En jy's okay, maar is eintlik jy wat so sleg lyk. Daar is in die Transvaal, jare terug, toe dit nog Transvaal genoem word, 'n artikel in die koerant gewees. Van 'n voorsitter, en daar's niks fout met voorsitters nie, ons as Christene moet reeds daai posisies beklee. Maar ons moet pas op as ek 'n broederbonder is, en ek is 'n vrymesselaar en ek wil die voorsitters wees. Hoe bel hy een Suidlander my? Ons weet presies waar jy bly en jou venster is so en so. Sê ek, hi, kryf jou mooi skoop, want my God besluit. My God besluit. Jy kry mense wat arrogant is. Ek kyk hierdie week, ons het met duisende swartes gestap, 30 wites, en Koi skree toe in 3 kleelinge. Maar hoor gou mooi. As ek in Afrika bo was, het ek dit verstaan. Maar ek was in Polokwane, wat baie wit mense bly. Maar dit pla my ook die wit man, as jy so gerus is, bly by jou huis, dat die ander die werk vir jou doen, maar hoor gou mooi, daar is seker goed wat gesamentlik is. Om 'n kerk se deur oop te hou, is alle Christene se saak. Om 'n duiwel uit te dryf, soos iemand vir my gister sê, is net sekere mense wat die gawes het, is strooi. Almal wat 'n kind van God is, kan 'n duiwel uitdryf. Maar, ek sê nou vir julle, wat vir my gegrief het, is die kommens van wit mense, en alle wit mense is nie so nie, dis net 'n paar wit mense, wat sleg gepraat het van die swart mense. Vir my gesê het, hoe sleg is ek om saam met daai swart velle te loop. Ek het nuus vir jou. Ek loop liewerster saam met daai swart velle hemel toe, as saam met jy en jou bierblik hel toe. Bely vandag, o ja, ek moet klaar vertel, in hierdie voorsitter daar in die Transvaal, hy's 'n bietjie 'n goeie ou en hy weet alles. Hy's ryk. En hy ry, dit staan net so in die koerant gestaan, hy ry na sy plaashuis toe. En hy maak sy hek oop, en sy sien sy prachtwoning, as niks fout met prachtwoning, sê, God kan jou seën, maar jou siel moet reg wees. En hy kyk na sy prachtwoning. En toe hy terugklim in die kar, toe stink iets verskrikliks. Hierdie was in die koerant. En hy kyk onder sy voete, het hy nie in iets getrap nie. Hy kyk onder sy voete, en toe hy links agter kyk, sien hy, daar sit 'n ou man. En hy kyk, die ou het geslete hare, hy's vuil, hy het 'n stofgesig, en hy's vuil, hy stink.
En hy skree op hom, wat soek jy in my kar? En die man kyk so uit by die venster. En hy draai so, terwyl die trane oor sy stofgesig loop. Hy sê, ek is jou siel. En oor 3 dae moet ek voor God verskyn. Hierdie grand, blink man. God openbaar toe hoe lyk sy siel. Sy vrou skryf die artikel, hy is dood. Ek hoop hy het reggemaak. Hy is 3 dae daarna dood. Hoe lyk jy vanoggend? Hoe lyk ek? Lekker gepolish en gepoeier. Maar hoe lyk ons siel vanoggend? Hoe lyk ons werklik? Is dit soos 'n blik met wurms as ons oopmaak? Wat gaan aan in ons harte? Bely vandag jou sonde en gryp jou kanse aan. Maar as ons in die 1 Johannes 1 vers 7 tot 10. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus se seun reinig ons. Kom speel net hier vir ons 'n bietjie toe asseblief. Bloed van Jesus Christus se seun reinig ons van alle sondes. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hoor mooi, jy moet dit met berou bely, jy moet nie bely en klaar weer dink, ek doen dit nou maar net voor rooi is of iemand, want ek gaan môre dieselfde doen nie. As ons sondes bely, hy's getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy wil jou vergewe. Hy wil jou nog 'n kans gee vanoggend. Hy wil sê maak nou reg. Die Here gaan jou nie sis tot in die hel hê. Hy sê vir jou maak reg. Hy sê jy's vergewe. As jy vra vir vergifnis. Ek gaan vandag vir julle sê, in hierdie plek het ons gepreek oor drank, hoerery, sigarette, oor onvergewensgesindheid. As jy daar bo kom en God sê, weet julle wat is vergifnis? Ek het eendag oor iemand, toe sê ek, Here, ek vergewe die persoon, maar ek gaan nou net wegbly daar, heel wegbly. Toe sê die Here, dis reg. Ek sê mos, vergewe soos jy vergewe wil word. So ek vergewe jou ook rooi is. Ek is God, gaan net by jou wegbly. Ek sê nou vandag vir jou, as jy sê jy vergewe iemand, en jy kan daai persoon nie groet nie, en nie vuis nie, het jy nie vergewe nie, en hoor hier, gaan jy hel toe. Dat is nie 'n ander storie nie. Jy gaan hel toe. Die Bybel sê dit, hy sê in Matteus 6 vers 14 en 15, want as julle ander mense hulle sondes nie vergewe nie, sal, S-A-L, en hy praat hier van die Suid-Afrikaanse lugdiensie, S-A-L, sal die hemelse Vader jou ook nie vergewe nie. As daar iemand in hierdie lewe is wat jy sê, ek sal nie met die persoon praat nie, die persoon sal nie in my huis kom nie, luister jy al was ek hoe kwaad nou vir mense die laaste tyd. Ek mag nie, ek gaan nou net die name noem nie. Daar's 3 wat hierdie plek al baie skade aangedoen het. Ek mag hulle nie hier wegwys nie. Ek mag hulle nie hier wegwys nie. Ek kan reëls stel. En seker goed dat hulle nie weer skade doen nie. Maar as hulle nou hier instap, sal ek hulle 'n drukkie gee sonder dat ek vals is. Dit kan ek vir julle sê. Want ek is vry in die Here. Ek gaan nie tevrede wees, ek gaan jou dop hou. Want jy dan nou die agtik gekoop. Gaan jou dop hou. Vergifnis beteken nie, ek vat die goed en ek is don't care dat jy dit weer doen nie. Maar vergifnis is, as jy met iemand vandag, enigeen in jou lewe, sê ek sal nie met daai een praat nie. Sê ek nou vir jou, jy het onvergewensgesindheid en jy gaan hel toe. Jy het jou woord nou. Ek oordeel jou nie. Jy het jou woord. Jy speel met genadetyd. Almal gaan by jou kus staan. En sê hierdie was dan my oulike mens en al jou goeie goedjies uithaal terwyl jy brand in die vuur. Maak vandag met God reg. Ek voel daai laaste deel nou so dringend. Ek voel iemand se tyd is verskriklik naby. Ek spreek nie nou verdoemenis uit, jy hoor gou mooi oor vergifnis. En weet jy hoe werk God? God sê nie vir jou,
jy kan wag tot hulle weer kontak het. Jy moet kontak. Jy moet kontak. En jy moet sê, luister hier, sorry, ek het gesê, jy's nie welkom by my nie, of ek sal nie met jou gesels nie. Ek wil vandag vir jou sê, ek wil met jou gesels. Ek is nog 'n bietjie ongelukkig oor jou, maar ek het jou lief. Gaan vanmiddag en scan deur jou lewe, of daar iemand is, ek sluit daarmee af, wat jy nie reg gemaak het nie. Dis moeilik, daai profeet wat dit in jou gedoen het, hy moet hof toe gaan, hy moet tronk toe gaan. Maar jy moet jou hart skoon hê. Daai dag by die hof, as ek en jy daar sit, want ons gaan binnekort daai saak doen. As ons daar sit, as die hof klaar is, gaan ons na hom toe loop en sê, jy het 'n kans om waarlik te bekeer voor God. Hier's ons bid vir jou. Ek en jy moet, ons kom, ek wil net gou ietsie vertel voor ek afsluit. Ons doen tronke, ek dink in De Aar, of was dit nou in die Ooskaap. En hier was 'n man, ek hoor hy's dood. My hart bloei, Tian. Dis vir die eerste keer wat ek iets agtergekom het wat ek nie besef het nie. Ek kom hier by School of Fire en toe ek so aankom, sien ek vir Tian, en ek het nog nie baie gesigte in my lewe gesien nie. En ek sien Tian hang sulke velle. Ek sê, Tian, wat gaan aan? Wat is fout? Sien nie oom, ek weet nie. Ek vat hom. Maar ek sien die velle. Maar hy het die velle nie. Daarna toe breek die dinge oop. En toe sien ek dit daarna kort. God se meganisme om toe vir my te wys by party. Ek dank hom daarvoor, maar ek hoor hy's nou oorlede. Sy ma was verkrag op 'n plaasaanval. Sy pa is doodgeskiet. Dit moet erg wees. Ek het saam met Tian die pad geloop. En ek sal nooit die dag vergeet toe hy sy vryheid gekry het nie. Sy vrymaking. Ons kom by hierdie tronk en ek en Tian loop saam. En ek sê heeltyd, Tian, jy moet maar vryspreek en vergewe hoor. En ons staan so en daar staan 'n man voor my, ek sê, waarvoor is jy in die tronk? Hoe lank is jy in die tronk? Hy sê 65 jaar tronkstraf gekry. Ek sê, vir wat? Hy sê, ek het almal op die plaas doodgemaak. Ek is 'n plaasmoordenaar. En ek stoot op. Ek dink jou 65 jaar kan miskien hier eindig. Dit smaak, ek druk jou in die hoek van die tronk en ek wurg jou vrek. Ek help, ek lieg nou nie. Dis ook gevoel. En Tian vat my so in die skouer. Hy sê, oom, bedaar. Kom ons vergewe hom. Hoor gou mooi, 'n mannetjie wat dit deurgemaak het. Vat my in die skouer en sê, oom, bedaar. Kom ons vergewe hom. En ons spreek hom vry. Vader, in Jesus naam. Dis 'n moeilike ding. Ons is mens. O Here, ons vat dan enige kans en enige verskoning om vir U net te laat vertel. Alhoewel ons is lafhartig. As ons iemand wil vergewe nie, of ons wil aanhou hoer, of ons wil aanhou rook, ons gaan sit nie by U en bespreek hierdie goed nie, want ons weet wat is die waarheid. Maar vandag is dit skaakmat. Maar tog sê U, ek gaan jou 'n kans gee, weer vandag, want my goedertierenheid is tot in ewigheid. Ek gaan jou uit die skaakmat uithaal. Bely jou sonde en maak reg. Terwyl ons oë gesluit is en iemand sê vanoggend, vandag wil ek nou regtig. Ek wil nou regtig klaarmaak. Ons weet voorheen het mense al dit gesê en weer, vergeet dit nou. Jy wat regtig vandag 'n kans by God wil kry. Kom stap sommer vorentoe. Kom sommer, laat ek saam met jou bid. Ek gaan nie vandag met verskonings kom en sê ek het die reg nie. Here, dan raak ek kwaad en ek lig my hand. Ek vra U vergifnis. Vandag. In Jesus naam. Is daar iemand wat wil vir my kom bid? Voor ek vir die ander bid? Iemand wat wil vir my kom bid? OK, niemand. Is reg? Julle is seker die Christene nie. Sorry dat ek sulke aanmerkings doen, maar nou, ek kan nie jou hand agter mense sien nie. Amen. Woe!
Hulle sê, ek moet nie saam met die swart mense loop nie. Nou wil 'n swart persoon vir my bid. Dink jy dis erg nie? Ek weet nie. Ek gaan jou openbaar. Jy weet wat het jy vir my gesê? Sy loop as sy oom. Nee, ons kan nie dit op TV sien. Nee, kom ons bly maar stil, nee. So as jy wat was jy rasis? Ek Luister gou hierso. Ek wil vir julle iets sê. Ek wil hê mense moet hierdie goed hoor, ek ster. Want laat jy regkom. Sy het by wat mense groot geraak. Sy sê dan klop mense. Dan sê hulle vir haar, hallo, is die baas hier so? Of die missies hier? Dan sê sy, jy praat seker van my ma, kom maar. Ons is dan arrogant. Ons is arrogant. Vol van onsself. Maar okay. Wat maar vir my? Ek het klaar olie om. Okay. Here, ons almal het foute en ons almal sukkel met sekere goeders, Here. Ek bid en vra en ek sê dankie vir Omroeë se lewe, Here. Ek bid en vra dat U hom verder sal seën en U hom sal gebruik verder vir U koninkryk tot verheerliking van U naam, Here. Die goeders wat hy doen vir U is klaar reeds groot, Here, maar ek sien in sy hart hy het 'n groot nood om mense te bereik wat onbereikbaar is, Here. Here, ek vra hierso, maak hom gebruikbaar, maak hom oop, stel hom, maak hom vrugbaar en ek weet nie hoe om dit te sê nie, maar okay, maak hom hoorbaar. Luister, laat hy ingestel word op U woord meer en meer, Here Jesus. Laat hy al hoe nader tot U beweeg, Here. Ek bid en vra dat sy hande wat hy nou die mense gaan salf, dat dit vol van U krag en liefde sal wees, Here. Dat hulle weet dat U dit is 'n gesalfde en uitgekorene van God, Here. U het hom in hierdie posisie gestel vir 'n rede, nie hieroor en waaroor wat hy gedoen het nie, Here, want U het 'n plan gehad toe hy in sy ma se skoot was, het U 'n plan en 'n doel gehad met hom. Ek bid en vra dat U dit hom sal seën, sy huis se gesin sal seën en sy nageslag sal seën. Ek bid alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen, baie pragtig. Ek het regtig gevoel dat die Here werk. Ek kan nou eerlik dit sê. Amen. Bely, as jy hier staan voor, bely net self. Ek gaan nie by elkeen kom en sê, nou moet jy eers bely nie. So, kom ons bid almal saam hier. Ek doen dit nou maar net vir die een wat nog nie. Sê, Vader, ek bely al my sondes. Was my skoon met die kosbare bloed. Ek het U lief. Ek glo in Jesus Christus, die Seun van God. Amen. Nou steek op jou hand. Vir jou wil ek nou iets sê. En ek trap jou nie daardeur nie. Want jy klaar, ek het mis nou gehoor wat jy sê, hoe wil jy change en al die goed. Maar vat jou nou as 'n voorbeeld. Ek bedoel, jy sit met 'n dogter wat hierdie groot ding gewen het in Suid-Afrika. Né? Wat 'n is, volgens die mensdom praat maar so. Maar tog het jy baie hartseer binne jou. Jy het nie daai vreugde van dit nie. Maar vandag gaan dit change. Nelmarie, vandag gaan dit change. Ek wil hierdie vrou vertrap, maar ek wens julle kan sien die opregte trane. 'n Mens weet wanneer iemand aansit. En dan weet jy wanneer iemand dit regtig bedoel. En ek weet, hier kom vir hierdie vrou, kom 'n change. Jy moet net van môre af, van namiddag af, baie versigtig wees. Geef vir jou tyd om te genees nou. Moenie aandag afleidbaar wees nou nie. Hoor jy? Steek gou jou hande op. Vader, wat ook al die geval is, ek vra nou dat die Heilige Gees oor haar kom. En ek beveel elke duiwel van rejection uit hierdie liggaam uit in Jesus naam. Verwerping en enige ander demoon wat of jy nou net voelers op haar het. Ek sny jou werke af in Jesus naam. Kom uit daaruit. Los haar nou uit. Ek gaan dit sê. Jy gee nie om as ek iets sê in jou verlede nie. Stop. Want dit gaan vir iemand anders iets beteken, so dankie. Jy's nie 'n tronkfolie. Dit kleef van jou vas, nee. Jy is nie 'n tronkfool nie. Jy's 'n bloedgewaste kind van God. Jy's 'n koningsdogter. Jy's 'n prinses. Het jy dit?
Steek jou hande op. Weet julle, ek wens julle kan dit, sorry dat ek hierdie vrou nou gebruik vir dit. Maar die emosie, wat ek hier nou gesien het, en toe sy hoor, sy's 'n prinses. Gewoonlik 'n 5-jarige dogtertjie, as jy sê jy's 'n prinses, dan sien jy 'n smile. Hierdie vrou op, hoe oud is, ek mag nie vra nie, maar, hoor gou hier, die smile wat sy nou gegee het, ek kan nie stil bly daaroor nie. Toe ek sê jy's 'n prinses, het my laat dink, daai klein dogtertjie, ek is 'n prinses van Jesus. Steek op, en jy is. Vader, dankie dat u hierdie prinses gaan gebruik in u koninkryk, in Jesus naam. Doop haar met die Heilige Gees en met vuur. Amen. Amen. Moenie nou daar stop nie. Dit wat God nou, hier het 'n opregte ding gebeur. Mense hoor, ek is so seker hier het nou iets geweldig gebeur. Mense almal kan dit beleef het. Prys die Here. Jy stop nie, jy begin lees Bybel soos nog nooit tevore nie. Amen. Rooies, kom hier. Rooi koppe moet ou 3 keer bid. Steek op jou. Groet môre. Ek like dit. Hy is so verrig, hy sê môre Rooies. Steek jou hande op. As ek jou vang op hierdie pad, al het ek bely nou. Sien, daar doen ek al klaar weer sonde. Jy moet ophou so wegloop. Rooies. Rooikop mense moet uitstyg. Amen. Ons is wenners. Hulle spot met ons op skool en dit is hoekom van ons raak heel down, maar die ander styg uit. Want ons word gekartassa en dan styg ons uit. Dawid het ook uitgestyg en was rooi van aansien en aantreklik. Met blou oë, jy het nie blou oë nie. Sien jy myne is blou? Ja. Okay. Vader, seën hierdie rooi kop. Laat die vlam van God op hom kom in Jesus naam. En elke demoniese mag weg hier in Jesus naam. Amen. Rooies gaan dien die Here. Yes. Jy sien die stroop en die soet alles gelyk op sy gesig uitkom. Hy is so oulike seun, maar jy sien hy laaste stoutheid streek moet net wegkom. Dewald, ek kan nie geglo het dat ons in een kerk sit. En ek, maar toe was jy klein, Kanatsie. Jy en Andras, hoe oud is jy? Jy's 40. Andras is 32. So jy was so 8 jaar ouer. Ek en Tannie Stella daar agter in die hoek gesit, aankiemelie in die kerk. Jou pa het ek al gesien, jy kom my om. En, maar vir jou het ek nie gesien, ek wonder of jy kerk toe gekom het. Steek jou hande op. Hoekom sê ons steek hande op? As oorwinning. Is maar net oorwinning. Dis nie in die Bybel staan daar nie, almal wat voor gebid word met hulle hande opsteek nie. Dis oorwinning. Jy hardloop deur die wenstreep. Vader, seën vir Dewald. En Here genees hom ook daar waar hy die ongeluk met die bike gehad het, of wat? Die bike wat hy met die kierie kort stap. Genees, waar is dit? Is dit jou heup waar? Nee, hierdie een. Vader, genees hy nie nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierdie wonder van Jesus, kom maar ook genesing vir jou siel. Kom, maak jou pa se hart bly. Jy's geroep. Jy's geroep, Dewald. Jy gaan goed doen. Wat is jou van? OK, jy gaan goed doen. Wat so? Kom. Ag nee man. Toe ek sê kanse, hoe het ek nie aan jou gedink nie? Steek jou hande in die lug. Ek glo vandag vat jy die kans. Ek gaan vergeet van voorheen. Ek gaan myself vandag afsny. Ek wat hier bid vir mense wat ek weet al 100 kanse gehad. Is baie moeilik om in geloof te bid. Dat dit vandag die kans is wat hulle vat. Maar ek gaan dit glo. Ek gaan dit glo. Hier is baie oulike seuns. Waar is jou broer? Kom hier. Kom hier. En nog saam met hulle shop oopmaak. Kom staan hier by mekaar. Hallo, hoe gaan dit? Weet julle as julle hier twee boeties met hulle saam stap deur die dag, dan raak jy so lief vir hulle. Maar jy tigtig die een wat jy lief het. steek julle hande al twee om. Ek wil hê julle met mekaar hou vas. Kom. Vader, hierdie twee broers, laat een nie links gaan en een regs nie. Laat al twee u sal dien. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gaan. Kom. Wat wil jy? Trou
planne, soek jy geld vir jou troue, wat wil jy? Ja, alles. Alles. Streng. Luister jy, hou net die girl, haar pa het 5000 pekaneetbome. En 100 is myne. Okay, steek jou hand in die lug. Vader, dankie vir Rolf. Ek raak altyd opgewonde as ek vir hom sien. Ek dink sy oupa, ouma het ek die geleentheid gehad. Ek skat nou, ek dink in 1998 om hulle na Jesus toe te lei. 97. En Here, as ek terugdink, hoe lekker ons saam die evangelie verkondig het. En hier stuur U die oes vir my. Dankie daarvoor in Jesus naam, seën hom. Amen. Okay, Rolf. Nou, hoe lag jy nou so? I smile when I'm like nervous and Why you are nervous? because like I just don't know what to do. Mense, dis my so mooi. Dis die eerste persoon wat ek ontmoet het. Ek mag ons praat. Want ons help kinders wat animasie sekere goed gedoen het in animasie op televisie. En hy het aan Jesus niks geglo nie, is ek reg? Ek sal nie in jou sommer vat nie. Hy pa van jou, julle met sy pa ontmoet. As hom, maar ek like hy, saam met hom sal ek braai. Hy gaan sleep bote in, wat sy engines oppak. Hy ry tot 'n maand om my boot te haal. Hierdie groot tankers. Hy gaan sy pa met 'n span, ek gaan nou nie sê gewapende mense nie, maar hulle gaan haal hulle uit, en dan bring hulle. Hy het 'n pragtige familie. Sy ma se kos is net so 'n bietjie daai dag suur geweest, maar verder is dit reg. Net 'n grappie. Luister die Engelsman. En toe ontmoet hierdie ou. Luister, hy het hier gekom op School of Fire, saam met 2 ander pelle, het hulle altare gebou vir Satan in die aand, met klippe. Hulle het goed rituele gedoen. Hulle het Satan ingeroep by hierdie plek. Hulle het al hierdie goed gedoen. Het julle daarvan vergeet? En toe kom Jesus. Kyk hoe mooi lyk hy. All problem that he got, he speak English. Steek jou hand op. Vader, dankie vir hierdie seun. Dankie dat jy hom gechange het. Dankie dat hy goed doen in sy skoolwerk. Seën hom in Jesus naam. Amen. Ek wil net vir jou sê, baie geluk. Jy's die hoofseun nou van jou skool, maar jy's ook die hoofdogter. Want Alicia is weg. Ja, nou. Daar is sy kamer, maar die ou is baie getrou met sy skoolwerk. Kom. Hey. My eie poedel. Kyk hoe hang hy hare in die oom, al net so 'n bietjie uit. Daar is hy. Al net gou so 'n bietjie uit. Die Here is lief vir jou, hoor. Jy's kosbaar. Jy's waardevol vir hom. Jy's hooggeag. Gaan deur die rivier, jy sal nie oorstroom nie. Maar die duiwel wil jou, hy wil jou vernietig. Steek jou hande in die lug. Vader, ek bid Johannes 8 vers 32 oor hom, dat die waarheid ken die waarheid hom vrymaak. Doop hom nou met die Heilige Gees en met vuur. En laat elke demoniese band hier breek in Jesus naam. Amen. Jy dan self, ek gaan nog nie vandag getuig nie. Jy het 'n verskriklike getuienis van hier kom en wat het gebeur. Ek is baie trots op jou. Gee alles en dan kan jy binnekort huis toe gaan. Okay, maar gee alles. Kom. Ag nee, tog. Nou moet ons die kameras afsit. Weet julle waarvoor lewe ek hier by School of Fire? Tydag gaan dit rof. As ek hier met die motorfietsie moet kom af, ja, gaan ek op so hoog. Hoe vertel hulle vir my, dan weet hulle, hier is nou iets snaaks. Maar weet julle wat is lekker? En ek kan vir die pa en die ma sê, weet julle wat is lekker? Hierdie seun het 'n kort order op sy ouderdom op hom gehad. Mag geen selfoon nie, mag jy met pa of ma gesels nie. Kan jy so kind nie pa en ma gesels nie? Sê dankie vir Wally. Een van sy eerste mediasie sake. En hy het hom baie goed gekwyt van die saak. Pastoor Wally Stein. Wally's woord. Hy gisteraand bel ek hom, seker ek weet nie hoeveel keer nie.
As ek op die laptop en sê, hoe skuif ek nou hierdie file weer? Nou hoor ek hy man wil slaap aan Appington. Dan vertel hy Magdala, hy het hierdie seun gevat en dankie vir elkeen wat met hierdie kind, Henry, julle almal 'n pad geloop het en nog loop. Om op 15 hier in te kom en jy het 'n kort order op jou. Jy mag nooit met jou mammy of jou pappie gesels. Mense, weet ons wat ons van praat? Gaan nie hele saak verduidelik hier, maar Wally het hom nie laat afsit nie. Met die welsinwerkers. Welsinwerkers, doen wat God vir julle sê om te doen. Moenie mag uitvoer en dink julle is in charge van ietsie. Julle is daar om mense te help, nie om mense te trap nie. Dankie vir die staatsaanklaer wat die hele ding ook geswaai het in hierdie hof, in hierdie sitting. En alles word toe op hom gelig. Dis hoekom ons daai goed gaan leer het. En ons ry hier op. En by die laaste garage voor ons Polokwane ingaan, eet ons 'n hamburger vol kalorieë. Maar Wally het verder gegaan. Wally Steyn. En hy het gereël agter sy rug dat hierdie pa wat hy nooit mag sien nie, hom kom besoek. Maar jy mag ook hom nou sien en maak hom kuier binnekort van Skotland af. En hy sit en eet sy hamburger en ek hou dop. En ek sien hier stop die pa en ek kan uitsien by die garage. Mense, dis waarvoor ek lewe by hierdie plek. En ek sien loop die pa. Ek het hom ook nog nooit gesien nie. En ek sien hy eet sy hamburger. En hy eet sy chippies. En hy gooi nog sout op. Die pa kom in met die deur. En hy kyk op. Hy kyk. Ek dink hy het gedink hy sien 'n spook. En hy kyk. En die volgende oomblik is pa en seun in mekaar se arms. Mamma, binnekort is julle ook in mekaar se arms. Ons is nie daar om mense te separate nie. Ons is daar om mense te versoen. Amen. Eister. Nee. Here seën hom en laat hy heel word heeltemal in Jesus naam. Amen. Eister. Nou ja, ons het nog 'n oggend klaar. Ons gaan 'n 21 dae kerk hou. Binnekort, ek sal die datum gee. Die Here deel nog met my en Wally. Almal wat preek, moet eers 21 dae vas voor hulle mag preek. So almal mag hulle name opgee om te preek in 21 dae. Die Here het gewys ons moet basic goed preek. Terugkom by die woord, stil sit. Ons moet bid en worship. Ons moet getuig oor hom. Nie groot evangelisasie dade, praat ons van nie, net getuig. Samekomste bywoon en vir hom gee en heilig lewe. Dit gaan ons temas wees. Ons gaan 21 dae elke oggend 10:00 tot 12:00 saamkom. Amen. Jan, kom hier. Jy was mos hier. Was jy hier voor? Nee. Hoeveel het jy nou van daai 5 oor? Nee, ek rook nie minimum. Wanneer het jy opgehou? Gisteroggend. Vat so. Wat? Wag, hoor net gou. Hoe sê julle? En hierdie kerk moet ou pas op. Gaan sit. Hier kom nou te veel goed uit. Gaan sit. Ek raak nou bang vir hierdie kerk. Okay, die Here het julle lief. Gaan in sy vrede, hoor gou mooi, vat vir my 'n klompie stoele gou saam. Ons gaan so 'n halfuur by die winkeltjie sit. Kom drink asseblief 'n koeldrank. Asseblief. Wil jy iets sê? Net. Ja, kom. Jy sluit sommer af met gebed ook, maar jy wil iets sê. En dan gaan ons daar, ons sit 'n drink gou koeldrankie saam, maar sit ons net gou een kant en praat ons gou. Ek voel meer op my hart, jy moet Kambodja toe gaan. Kambodja. Dis net al links van Paulvader. Nee, ek weet ook nie. Maar ons gaan uitvind, nee, ek joke jou. Sluit dit vir ons af. Wag, kom ek vind net hierdie klomp olie af. Nou op nie. Sy naam is Gert. Sê môre om Gert.
Nee, dat klinkt goed, ja. Luister. Hulle wil jy nou op TV ook sit. As jy nou skerts het klomp borshare en die pad as hy. Eister. Nee, ek gaan net vinnig iets sê, weet. Moenie altyd kyk waar jy nou is nie. Weet, moet ek nie, as jy nou na my kyk en dink jy, joh, die man het seker die lewe net lekker gehad. Maar ek kom ook maar uit, diep uit. Maar ek moes 'n besluit maak by myself. Is 'n mindset change. Gaan ek dit maak of gaan ek dit nie maak nie? Al wat jy moet doen, sê vir jouself, jy gaan dit maak. Want dit begin ons maar by onsself. Weet jy, ook kan die woord hê, jy kan alles tot jou beskikking hê. Maar as jy nou goed gaan vat, wat jou gaan help, om op te staan nie, gaan jy dit nie maak nie. So, ek het maar geleer, om vir myself te sê, alles werk vir my uit, altyd. Alles wat ek aanpak, werk uit. Al het ek die uitdaging, al staan die reus voor my dinge werk uit. Weet julle hoekom? Omdat ek besluit het, omdat my God saam met my is, werk my dinge uit. So, dit is net 'n mindset, né? Jy moet net vir jouself sê, ek gaan dit maak. En jy gaan dit maak. Sê vir jouself, alles werk vir my altyd uit, omdat die Here saam met my is. Amen. Dankie pastoor, moet ek afsluit? Ja, sluit sommer af. Dankie. Vader, ons kom na U toe in die lieflike naam van Jesus Christus vandag. En ons sê vir U baie dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om as gelowiges saam te wees. U is ons krag, U is ons sterkte, U is ons hoop. Vader, U is die een wat ons leiding gee. U is die een wat ons vang as ons lyk of ons wil val, Vader. Kom tel U ons weer op. Ek sê vir U baie dankie. Geen man of vrou of dogter of seun wat vandag hier sit of staan, sy lewe sal ooit weer dieselfde kan wees nie, omdat U binne hulle woon. Wie kan ooit dieselfde bly daar waar Jesus is? Vader, ek verklaar dit vandag oor hierdie bediening. Almal wat hier instap, Vader, sal verander. Niemand sal ooit dieselfde bly nie, want U is hier. U is almagtig. U is, Vader, ek het in my eie lewe gesien. My lewe verander elke liewe dag. Elke liewe dag, Here Jesus, is daar iets nuuts wat U kom doen in my lewe. En ek weet hoekom, omdat U saam met my is. En Vader, ek eer U vandag, ek loof en prys U. Ek sê vir U baie dankie dat U hier is. Dis U saak dis 'n opdrag wat uitgevoer moet word. En daar's baie wat gestuur moet word. En ons dankie daarvoor, Vader. Dankie vir die geleentheid, die voorreg. Seën U kinders en die volk van die Here sê, Amen. Ek wil net 'n kollekte opneem en ek wil sommer dat julle daar by Kruiskyk sien. Julle sê mens rooi se ou van Bedel. Ek neem 'n kollekte op. Vandag se kollekte is as volg. Dankie Gert. Vandag se kollekte is as volg. Hoeveel studente is hier nou? 31. Hoeveel kos 'n Twiza? R16. Vandag se kollekte is dat jy moet nou stil bly gou. Maak almal al oë toe. Dink 'n bietjie hoeveel geld het jy tot jou beskikking? Dink. Here, ek bid nou, lê op harte nou om 'n bottel Twiza te koop en op die tafel vir middagete te sit. In Jesus naam. Almal wat 'n getal nou gekry het, hoeveel Twizas jy moet koop, jy koop hom en jy sit hom maar op die tafel neer. En ek praat nou van studente ook. Studente moet nie dink as ek so iets praat, moet dit 'n besoeker wees of iemand anders of 'n personeel het. 'n Student moet dink, ek moet ook saai. As ek R50 het, moet ek nou R16 uithaal. En vanmiddag 'n Twiza koop en sê my medestudente, drink saam met my. Hoor julle? Kom ons doen dit 'n bietjie. Vandag, ons saai in 'n Twiza. Ons saai, miskien het jy net R16. Ek wil jou challenge student om die R16 uit te haal en 'n Twiza te koop. En jy gooi nie een koppie uit hom uit nie. Jy sit hom aan neer en sê, dis vir julle. Dit is wanneer God jou kan begin seën. Gaan ons dit doen? Vanmiddag,
hoeveel twizas het die Here, vat die kamera hiernatoe. Ons kyk hier hoe mense kollekte opgee. Hoeveel twizas het op jou hart gekom? Dis 'n private saak, oom. Nee, maar ek wil nou weet, is daar 'n paar? Ek gaan nie vir oom sê nie. Weet julle wat, ek het die fout gemaak, ek wil net iets hoor. Vader, hoeveel twizas moet ek koop? Amen, ek het myne dadelik. Die Here seën, gaan in sy vrede. I must have prayed 1,000 times for my fears to be relieved. I laid awake 1,000 nights